Hallo julle, welkom hier. Um, die Kersversierings is al oral op. So ons is besig om nader aan Advent te gaan, die tyd wat ons in verwagting leef vir Christus wat gekom het en ons lewens kom verander het. Intussen tyd is ons nog in die koninkrykstyd, so ek gaan 'n bietjie stil staan by 1 Samuel, die eerste hoofstuk van die verhaal van Hanna en van haar stryd met die Here. En ek bid dit veral vir julle wat hartseer is, gebroken is, dalk 'n bietjie moedeloos is, dat hierdie woorde van vandag vir julle werklik diep troos sal bring. Vir elkeen wat saam met ons hier is, genade vir jou, vrede en krag van God, onze Here, Jesus Christus, ons verlosser van die Heilige Gees wat in en deur ons leef. Amen. Kom ons praat met die Here. Here, baie dankie dat ons tyd rondom u woord mag spandeer. Dankie dat ons uit u woord uit mag woorde kry wat ook ons, wanneer ons woorde opraak, kan troos. Ek kom bid, Heilige Gees, dat wat ons deel met mekaar diep troos sal bring, soos net u en u teenwoordigheid kan bring. Here, u is die raamwerk wat binne ons leef. U is ons lewe in geheel en is op u wat ons wil vertrou ook vir vandag en môre en die res van ons toekoms. Praat met ons, wees naby aan ons. Ons glo u sal, Here. Amen. Soos ek gesê het, ek gaan vir ons saam lees uit 1 Samuel 1. So op die skerm sal julle 1 Samuel 1 sien, die opskrif is Elkana en sy vrouens. Daar was 'n man uit Ramatayim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jeroham, seun van Eli, seun van Tohu, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad na Silo gegaan om te aanbid en die Here die Almagtige offers te bring. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinehas, was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar: Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as u tog op my ellende wou let en aan my u dienares wou dink, my nie vergeet nie en my seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stipt na haar mond gekyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: hoe lank wil jy dronk bly? Word eers nagter. Maar Hanna het geantwoord: nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: wees gerus en gaan nou maar. Die Here van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê: mag het wees met my wees soos u sê. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Ek wil ons eers net so ver lees en dan wil ek met julle gesels oor wat gebeur in hierdie teks. Nou, laat ek begin net eers deur te sê, hierdie verhaal is 'n verhaal wat afspeel in 'n groot prentjie van politieke onstabiliteit, ekonomiese onsekerheid en godsdienstige korrupsie. Ons hoor later dat, ons lees in Rigters, dat elke mens het sy eie kop gevolg, want Israel het nog nie 'n koning gehad nie.
Daar was van tyd tot tyd hierdie strooptogte van naburige lande en Eli was hoëpriesters, maar sy seuns wat moes die offers inneem, het mense omgekoop en geboelie om die beste deel van die offer aan hulle te gee om te eet. So tong in die kies kan mens amper sê, die enigste positiewe ding hier was dat hulle nie 'n Eskom gehad het nie. Maar in al hierdie onsekerheid kom die Here en in plaas van om vir ons van Israel en sy groot dinge te vertel, gaan ons in en ons sien hierdie een persoon, Hanna, vrou van Elkana, die Sefiet. Die Bybel leer vir ons, sy was kinderloos. Nou, dis 'n moeilike ding om oor te praat, mense, veral as 'n man wat self kinders het. Maar laat ek net dit sê, hierdie storie probeer nie vir mense 'n resep gee uit kinderloosheid uit nie. Dit is 'n eenvoudige verhaal van 'n vrou wat ons in haar tydskonteks moet staan. Ek het al gesien en selfs aandadig gewees aan hoeveel pyn en hartseer kinderloosheid in mense kan veroorsaak, en as ek dan ondenkende goed sê, dan het ek gesien hoe seer mense kry, en daai gedagtes kan mense se lewens heeltemal oorneem. Dan is daar nog Christene wat hierdie teks gebruik om vir mense te probeer voorskryf hoe en wat hulle moet doen om nou kinders te kry. Kan ek net sê, dis nie waaroor die teks gaan nie. Dit gaan oor 'n samelewing waar vrouens geen inkome gehad het nie. Hulle was nie 'n regspersoon nie. So as hulle man gesterf het, is hulle enigste uitkoms gewees dat hulle met sy broer moes trou. En as hy met sy broer nie kon getrou het nie, of die broer haar nie wou hê nie, die sogenaamde losser, of dit het verder gegaan dat sy nie iemand gehad het wat oorleef het nie, en sy was sonder kinders, dan het sy geen lewe oor gehad nie. Sy moes bedel vir 'n bestaan, soms haarself wend tot prostitusie. Maar wat hier gebeur is dan dat vrouens wat nie kinders gehad het nie, en veral nie seuns gehad het nie, is ook neergesien en hulle is gespot. Haar sosiale status was minder, haar sosiale status was minder, haar toekoms is onseker, en tussen dit alles is sy lid van hierdie disfunksionele gesin, waar haar man 2 vrouens het, en die een vrou het hy lief, maar sy het nie kinders nie, die ander vrou het hy sekerlik ook van gehou, maar dis baie duidelik dat hy vir Hanna lief is. Penina het 'n klomp kinders, maar omdat sy voel sy word afgeskeep, haal sy dit nou weer op Hanna af, en sy die een wat vir Hanna boelie. Wanneer Hanna dan by Elkana gaan huil, of wanneer hy sien sy huil, in plaas van om haar te troos en empaties te wees, manipuleer hy haar eintlik, probeer hy haar eintlik dwing om haar gevoelens te onderdruk, deur vir haar te sê, is ek dan nou nie vir jou genoeg nie. So, sy moet alleen huil, sy het nie iemand wat haar kan ondersteun nie. Maar ten spyte van haar gebrokenheid, ten spyte daarvan, doen Hanna iets interessant. Elke jaar, wanneer haar familie na die tempel toe gaan, dan gaan sy saam. Ten spyte van die chaotiese wêreld, waar selfs die priesters se optredes God verduister, gaan sy, en sy gaan neem deel aan hierdie offers van haar familie. Al kry sy net 1 porsie, en al word die boelie gedrag en die spottery tot op 'n hoogte gedryf hierdie tyd van die jaar, bly sy volhard in die aanbidding. En ek kry so amper half die gevoel, sy het nêrens anders om te gaan nie. Dis amper so die apostels wat vir Jesus sê, Here, U die woord wat lewe gee, waar anders sal ons dan ook gaan? Hierdie is 'n geloof wat op die rand van ineenstorting en moedeloosheid is, maar juis daarom God gaan soek, want hy het die lewe, hy kan lewe gee. Terwyl ek gedink het oor Hanna se verhaal, het ek gedink aan die boere wat so desperaat wag vir reën of opvolgreën. Ek gedink aan ouers wat so desperaat wonder, hoe gaan hulle kinders se skoolgeld betaal, hoe gaan hulle ouers voer? Mense wat al moedeloos werk gesoek is, en elke oggend opstaan en sê, Here, asseblief laat vandag die dag wees, en dan weer Leande moet terugkom. Dis mense wat soos Hanna desperaat is, nie regtig uitkoms het. En ek dink in Hanna's verhaal kom die Here en hy sê, kom na my toe, almal van julle wat moedeloos, moeg en oorlaai is. Kom na my toe, want ek is 'n veilige plek waarin julle gebrokenheid kan uitstort. Hier mag julle huil, hier mag julle veilig wees, ten spyte van niks wat sin maak daar buite nie. Nou, wanneer Hanna dan bid, is dit vir my baie interessant wat sy bid.
Sy kom bid 'n klaaglied. Sy bid rou eerlik voor die Here. Sy is so gebroken hartseer, die trane loop van haar wange af, sy snik, Eli dink sy's gesuip. Elkana se vlak trooswoorde doen dit net nie meer vir haar nie. Die jaarlikse rituele was net nie meer vir haar aanvaarbaar nie. Sy wou van God self hoor. Sy wou haar klaaglied adresseer aan die Here, want sy het geweet, dis die Here wat alleen vir haar 'n antwoord kan gee. Mense, dit klink vir ons vreemd, dink ek, want ons leef in 'n wêreld vol praise and worship, motiverende memes en passief-aggressiewe Facebook-inskrywings. Maar in daai wêreld sou Hanna verby hulle almal gestorm het en sy sou na God toe gegaan het, in sy troonsaal, en sy deure van sy troonsaal oopgegooi het met 'n pynkreet. Sy verwag dat God haar ernstig sal neem. Daar is nie formules by betrokke nie, daar is nie die regte manier van kniel of hande in die lug hou nie, daar is nie mooi woorde nie, daar is net 'n stortvloed van trane en rou pyn. En dis okay. In fact, dis meer as okay. Dis vir God ongelooflik kosbaar. Want wat Hanna hier doen, is sy volg nie 'n resepie om God sy arm te draai nie. Dis die pyn wat sy voor God neersit. Wanneer sy hier so bid, dan is daar baie van ons wat saam met haar kan bid. En sê, ons weet nie wat ons gaan kry nie. Ons is nie seker van 'n antwoord nie. Ons het nou al geneim en gekleim. Ons het al gebid in die naam en onder die bloed. Ons het God se beloftes gelys en geëis. En steeds is daar niks. En ons gaan na God toe, nie omdat ons dink dat hierdie nou nog 'n judo move is om God se aandag te kry nie. Ons gaan na God toe, want hy is ons pa. Ons gaan na God toe, want ons huil op sy skoot. Ek sien baie keer wanneer iemand op Facebook post dat hulle deur 'n swaar tyd gaan of 'n moeilike tyd gaan of hulle 'n geliefde wat baie siek is, dan word daar so 'n bietjie moed ingepraat. Ons dink aan jou, weet, ons bid aan jou. Ai, tog, weet, dis daarom baie swaar. Al hierdie mooi woorde. Dit sê vir my dat ek daarom ten minste so 20 sekondes van iemand se headspace geoccupy het. Maar wanneer ons by God gaan huil, wanneer Hanna op God se skoot gaan klim en haar vuiste teen sy bors slaan, dan kry Hanna sy volle aandag. Hanna bid nie hier omdat sy dink if this then that nie. Sy maak beloftes, sy doen enigiets, sy vergeet al die mooi resepies. Sy bid het 'n rou seer van nêrens anders kan gaan nie. Wanneer ons klaagliedere bid, wanneer ons stikkindheid voor God bely, wanneer ons God selfs aankla vir ons stikkindheid, dan is ons besig met verhoudingsgebede. Wanneer ons huil by God aan die slaap raak op sy skoot, dan is ons besig met liefdesgebede. Aan die einde van haar klaaglied, met die belofte van die priester in haar ore, kan sy opstaan en sy kan weggaan. Ek dink baie keer ons kort dalk 'n paar meer klaagliedere en minder resepte en life hacks en allerlei dinge om ons lewe beter te maak. Hanna het nog nie antwoord nie. Sy kan nie seker wees dat God haar gehoor het nie. Sy kan verseker nie seker wees dat ou Eli wat nie eers sy seuns kan beheer, namens God kan praat nie. Maar sy ken die persoon wat haar trane vang. Sy ken die Here wat die stamina het om al die pad saam met ons in ons hartseer te loop. My gebed vir jou vandag is dat wanneer jy gebroken, moedeloos en moeg is, wanneer jy planne op is en jou gebede net trane is, dat jy jou brokstukke na God sal kan neem. Dat jy sy goedheid sal vertrou, al kan jy dit nie sien. En vir my gunsteling tekste uit The Message vertaling is, God made my life complete when I placed all the pieces before him. Het staan in 2 Samuel 22. God made my life complete when I placed all the pieces before him. Ook die lelike en skerp stukke. Ook die hartseer en gebroke stukke. Die Here antwoord beslis nie elke gebed met 'n ja nie. Maar wat hy wel doen is, hy kom elke afspraak wat hy met ons het, kom hy na met sy volle teenwoordigheid en sy volle aandag.
My gebed vir jou is dat jy in 'n wêreld vol soetsappige advies en oppervlakkigheid, hierdie oppervlakkige aanmoediging sal leer hoe om klaagliedere te sing. Dat jy wanneer die pyn te veel is en dit al jou geloof kom vat het, en jy net kan sê die Here weet seker wat hy doen, dat jy dan God self sal konfronteer en moet hom stoei, totdat jy soos Paulus kan sê, God se genade is vir my genoeg. Ek bid vir jou dat jy blydskap sal kry wat in alle omstandighede weer klink, maar dat jy daai blydskap sal vind aan die ander kant van jou trane, dat jou blydskap sal wortel skiet in die woestyn aarde wat jy met jou trane nat gelei het, want dis 'n blydskap wat nooit uitgewis kan word nie. God is nie net die God van vreugde en antwoorde nie. Hy is ook die God van verlatenheid en die klaaglied. Ook wanneer ons nie meer weet hoe nie, is hy God. Ek wil jou nooi om by die God te kom huil en reg eerlik jou hart by hom te kom uitstort. Want ons Here kan ons troos. Amen. Here, ons kom vra dat U ons sal leer om te huil wanneer ons hartseer is, om te vertrou wanneer die antwoorde ver is, om ons gebrokenheid aan U toe te vertrou. Ons smeek dit by U, want U is al een wat vir ons die antwoord op die lewe het. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal ons seën en ons bewaar. Die Here sal sy goedheid oor ons uitgiet. Die Here sal ons trane vang. Die Here sal ons brokstukke heel maak. En hy sal in ons kom woon met sy volle teenwoordigheid. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou. Hy sal jou beskerm, tot jou redding verskyn. Sy genade en sy vrede sal altyd by jou